is dit nie 'n probleem om dit ook so te doen. So ek praat met jou vanoggend met ander woorde om te leer of nie te leer. Om te leer of nie te leer. Nou, ek wil so reguit begin en ek weet nou, Divan gaan my daar agter help. Ek sal vir jou sê wanneer jy kan oorgaan, Divan. Dit is een van die moeilikste goed vir mense partykeer om te leer. Ek dink dit wat ons partykeer agterkom oor leer, en jy kan dit in die sekulêre lewe ook gaan kyk, nê. Dat baie keer leer ons dat ons nie leer. As jy byvoorbeeld gaan kyk na die geskiedenis, die doel van geskiedenisskrywing is ook dat ons nie dieselfde foute sal maak wat die ouens in die verlede gemaak het, maar tog doen die mense om dit oor en oor. Die Bybel praat daarvan. Hy praat van daar's niks niets nie, alles wat was sal weer wees ensovoorts. Julle ken die gedeelte in Prediker. Baie van die konings het dieselfde goed oor en oor verkeerd gedoen. Het teruggeval in die ou weer. Party van hulle dan is daar weer 'n paar van hulle wat die regte ding doen en dan leer hulle maar God se seën en dan raak hulle deur die pad byster en dan sê die Bybel en die volgende persoon hy was erger as sy voorgeslagte. So dit lyk asof die mens die geneigtheid het om nie te leer. En ek dink een van die redes dat mense sukkel om oorgawe te maak en regtig leerbaar te wees, is eenvoudig omdat die mens God wil wees. Ons praat van God wil wees, praat ek van 'n klein lettertjies en aanhalingstekens. Dit is in 'n mens se geaardheid om jou eie sake te wil reël. Dit is in 'n mens se geaardheid om wat jou opinie oor goed betref onbuigbaar te wees. Jy weet as jy eers jou mind opgemaak het oor seker goed, is dit baie moeilik. En baie keer praat mense van goed wat in die voorgeslagte gebeur en wat in die volgende geslagte net aangaan en dan is dit, jy weet, daar word dan gepraat partykeer van bloedlynvloeke en hierdie goed, maar dit is eintlik maar net aangeleerde gedrag wat deel word van 'n groep mense en dan val hulle in hierdie groef en dan begin hulle eenvoudig hierdie ding net verder leef en dan gaan dit met hom aan. Maar prys die Here, as mens wedergebore word en jy die Here begin dien, het jy die vermoë om dit te stop en te sê, weet jy wat, dit is dalk hoe die kriele geleef het en hoe die familie gewerk het, maar ek werk nie meer so nie. So daar's iets geleer uit die voorgeslagte waaroor ek en jy 'n keuse het om te gaan verder vat. So niemand van ons is ooit uitgelewer nie. Ja, maar dit is nou maar hoe ons kriele is. Dis nie hoe dit is nie. Jy het 'n keuse of jy 'n leerbare gees het of nie. Dit is maar deel van die mens se sondige neiging. Ek en jy baie keer wil staan in ons eie krag. Net omdat ons eenvoudig kan. Wil jy staan op jou eie krag, jou eie insig? En die rede vir dit is omdat jy eenvoudig God wil wees. Wees, my lettertjie gee in aanhalingstekens. Ons wil in beheer wees. Dis baie moeilik om partykeer beheer oor te gee. Dis baie moeilik partykeer vir gelowige mense om regtig heeltemal beheer oor te gee aan die Here. En dan kom omstandighede in hierdie goed en dit verwoes en vernietig jou en dan begin jy skook en planne maak. Ek kan vir hierdie goed sê, want ek wil vir jou sê dat ons almal doen dit. En dis niks anders as hoogmoed. Omdat jy eintlik dink jy weet beter. Jy weet ons alles. Maar kom ek vertel vir jou wat is die probleem? Die probleem is hierdie goed maak jou moeg. As jy so in eie krag spook en spartel en niks wil leer nie, maak jou moeg. Weet jy hoekom? Maak dit jou moeg? Want jy en ek is nie God nie. Ons is nie. So al hierdie gespook en gespartel
is partykeer maar dit eet net jou energie. Dit druk jou net verder in die gat. Die eie krag. En in jou eie krag, weet ons al, jy kan net tot op 'n punt kom. Jy hoor baie keer van mense wat sukkel om weer dinge te gaan in die lewe, goed wat met hulle gebeur het, en wat dit baie keer gebruik as 'n verskoning, byvoorbeeld, ek wil amper sê om nie te leer nie, want jy kos nou 'n verskoning om ellendig te wees. Jy het 'n verskoning dat daar eintlik agter jou naam en hakies kan staan, sies tog sy, arme jy. En ek is nie hier om neer te praat met mense en te sê, as hulle deur moeilike tye gaan, hulle moet net bykom of so iets. Maar die Bybel leer ons dat ons alles vir die Here kan gee. Die Bybel leer ons dat ons verlede en goed wat met ons gebeur het, die Here help ons om die Bybel leer ons dat God ons genees. Die Bybel leer van die herstel wat die Heilige Gees bring. En is baie keer net daai oorgee aan die Here wat jou vrymaak. Ek sien dit baie keer in berading. As jy iemand kan help om te kan byvoorbeeld vergewe en te laat gaan, en om eintlik in daai laat gaan proses sy wysheid en insig op te neem, en jou fokus op hom te sit in sy woord en dit wat dan ek sien partykeer in mense se gesigte hoe hulle gemoed verander. Maar dit is moeilik om dit te doen, want jou menslike neiging sê, nee, stop, ek wil. Ek het ook al mense ontmoet in die bediening, wat swaar wil kry. En dan dink ek aan die bad van Bethesda, toe Jesus vir daai man gevra, wil jy gesond word? Ek meen, dis obvious jy wil. Hy lê by die bad van Bethesda. Maar nogtans vra Jesus hom, wil jy gesond word? So jy kry partykeer, en dis in die mense geaardheid ook, om eintlik half hierdie tipe van nie wil verander nie. Dit is eintlik soos wat ek gesê het, alles hoogmoed. Nou kom ek lees vir die gedeelte, die wat jy kan opgooi na Matteus 11 vers 29. In daai versie sê eintlik so baie. Want daar staan spesifiek, neem my juk op julle skouers. Hy sê, kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart en julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry. Nou ek wil vir jou, dit is die gedeelte waarop ek wil fokus. Maar ek wil vir jou die versies voor en na die tyd ook lees. In Matteus 11, kom ek lees vir die versies voor dit en na dit ook. Die opskrif in die Nuwe Lewende Vertaling is eintlik baie mooi. Hy sê, kom na my toe, uitroepteken. En Jesus het gebid en hy het gesê, dankie Vader dat U dit vir die eenvoudiges gee en nie net vir die slimmes en intelligentes nie. Dan sê hy vers 26, ja Vader, want U verkies hierdie manier van doen. Jy weet daai hele redenasie rondom dit wat God in 'n mens se lewe doen, omdat jy eenvoudig 'n kind is, eenvoudig afhanklik is van hom. Dan sê vers 27, my Vader het alles aan my toe vertrou. Niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, niemand ken die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun die Vader wil bekend maak, die Seun die Vader wil bekend maak. En dan kom vers 28 wat ek nou vir jou gelees het, kom na my toe, julle almal wat moeg is en swaar laste moet dra, en ek sal julle lewens verkoop. Neem my juk op julle skouers, kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart, en julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry. En hoor wat sê vers 30, want my juk sal sag op julle skouers rus, en my las is lig om te dra. Nou 'n juk was iets wat mense, wat
wat gebruik was met osse. Dit was gewoonlik 'n stuk hout wat uitgekerf is of wat afskortings gehad het en dan is die osse gespan in dit en hulle is vasgemaak en dit het natuurlik gehelp dat hierdie osse gelyk kan trek en dit was natuurlik ook nogal 'n taamlike storie gewees. Jy kan ook nie twee osse, klein osse en 'n groot os in een juk sit nie, want dan gaan hulle nie rond te loop nie. En partykeer was dit net een os, partykeer was en daar was 'n groot krag wat deur hierdie juk oorgeplaas is na dit wat getrek moes word. En hierdie juk is baie keer op so 'n manier gemaak dat dit die dier nou nie seer sal maak nie, want jy weet as hy nou seer kry, gaan hy mos nie kan trek soos wat hy moet trek. So spesiaal uitgesny. So mens verstaan die hele juk storie en dit wat op jou is en as gelowige is daar 'n juk op ons. En ons laat partykeer 'n juk toe ook wat ons nie pas nie. En ek wil amper vir jou sê daai hele selfregverdiging tipe van ding en om soos wat die Jode gedoen het om te kyk of hulle self hulle sake kan reël, was 'n juk wat swaar was. Jesus sê op 'n stadium vir hulle, hy sê julle sit laste op mense se skouers wat julle nie self kan dra nie. So dit lyk vir my asof daar 'n keuse is. As dit kom by hierdie hele storie oor die juk, maar jy sien uitnodig. Miskien voel jy vanoggend, dinge raak met die rof. Miskien voel dit vir jou jy kry swaar. Miskien voel dit vir jou asof jy kan nie meer regtig aangaan nie. Miskien het jy dalk nou vanoggend die antwoord gekry dat jy dalk te veel staat maak op jou eie krag. Dan kom die uitnodiging. Die uitnodiging kan jy opsit, hiervan. Jy word uitgenooi in die eerste plek om na hom toe te gaan. Wat beteken dit? 'n Lewe van gebed. Om in gebed na die Here toe te kan gaan en in geloof te kan bid en sê, Here, hier is ek kry swaar. Right. In die tweede plek is dit om sy juk nou op te neem. Aan die ander woorde, jy gaan nie jukloos wees, maar om sy juk op te neem. Wat eenvoudig beteken, jy is gehoorsaam aan sy woord. Jy hoor wat hy sê, jy leer van hom. In die derde plek is dit om by hom te leer, wat jy dit opgeneem, en dis hier waar disippelskap inkom. Nou, ek het agtergekom, daar is baie keer mense, wat hulle wil die pad stap, maar hulle wil nie regtig kom tot disippelskap. Hulle wil maar nog steeds hulle eie ding. Om te sê ek volg Jesus is net 'n tipe van 'n kliseë. Dit word nie prakties deel van hulle lewe. As jy byvoorbeeld, en jy kan jouself getoets, as jy byvoorbeeld sê jy's 'n disipel van Jesus, maar jy's nêrens besig om 'n disipel te maak of om mense ten minste positief te beïnvloed, dan is jy nie gehoorsaam nie en is jy nie 'n disipel nie. En dit is nog die groot opdrag. Die groot opdrag was nooit om bekeerlinge te gaan maak nie. Dit was gaan maak disipels. Die disipels word natuurlik bekeerlinge. Maar die eerste stap is om te sê, okay, ek gaan volg, ek wil leer. Dit is wat leermeesters gedoen het. Hulle het eenvoudig met as jy 'n spesiale trade gehad het wat jy graag wil hê, moet aangaan, dan het jy met mense gepraat daaroor, en dan was mense wat gesê het, okay, maar ek wil jou trade leer, dan het hierdie ou basies sy disippels gekry. Jesus was nie die enigste rabbi en die enigste leermeester in sy tyd nie. Daar was baie sulke leermeesters, en dan het die rabbi jou nou ingeneem, en dan het jy nou hierdie trade by hom geleer, en dan kon jy later maak wat hy gemaak het of geleer het wat hy geleer het. En in die hele proses, want onthou baie keer is dit net 'n belangstelling, miskien sal ek dit graag wil doen. Nou begin jy dit doen. As jy dit begin doen, leer jy. As jy begin leer, verander dit jou lewe. So leer by hom. En natuurlik om sy karakter na te volg. Wat was sy karakter? Sagmoedig en nederig van hart. 'n sagmoedige en nederige hart
is eintlik die eienskap van iemand wat teachable is. As mense nie sagmoedig en nederig is, gaan hy nie 'n teachable spirit hê nie. Hy gaan nie 'n leerbare gees hê. Weet jy hoekom nie? Want diep binne in hom, hy sal dit nie erken nie. Hy weet dit dalk nie eers nie. Wil hy God wees? Klein lettertjies, aanhalingstekens. So dit is eintlik dis nie 'n maklike woord nie. Dis iets wat jy moet gaan bietjie oorkou. Die volgende week nou. Waar is jy? Hoe leerbaar is jy regtig? Of dink jy regtig jy het gearrive en op 'n plek gekom waar jy nie meer leerbaar is? En dan is dit die wonderlike belofte in die 5de plek. Om dan rus te vind, eenvoudig hom te vertrou. Dit wat vir my mooi van Hebreërs 11 vers 1 in die Nuwe Lewende Vertaling praat hy van dat geloof is iets waarna jy uitsien wat nog nie gebeur het, maar jy sien uit daarna. Jy sien daai rus wat jy nog vind omdat jy hom eenvoudig vertrou. Daar's 'n situasie in jou lewe. Nou begin jy die Here vertrou. Met ander woorde, jy begin die woord lees en jy begin leer wat die Here leer oor hierdie spesifieke situasie. En ja, jy moet jouself miskien bietjie eenkant sit want onthou, die eie ek wil altyd sê nee, maar kom ek. En jy vertrou die Here met regtig. En jy begin uitsien na wat hy kan doen vir jou. Sodat dit wat nog nie gesien kan word nie, 'n realiteit kan word. En ek wil vir jou sê, hierdie 5 stappe wat jy daar sien, jy moet mooi na hulle kyk. Dit wat jy daar sien, is 'n leeftyd se worstelstryd. Is 'n leeftyd se worstelstryd. Want jy's dit, alle mens wees goed, skop teen dit. Alle mens, gewone eie ek mens, skop daar. Baie keer as mense tot bekering kom, dan sal hulle vir jou sê ook, hulle kan nie glo dat hulle vir so lank so hard probeer het om hulle self te help te werk het. Hulle kan nie glo dat as hulle regtig kyk na dit en hulle besef maar hoe aangaan dit eintlik was, hoe hulle dit probeer regmaak. En nou kan jy 'n paar gedeeltes saam met my gaan lees. In 2 Timoteus 4. Blaai gou 'n bietjie aan. 2 Timoteus 4. En jy kan dit natuurlik in jou gunsteling vertaling gaan lees, wat jy ook al sien as jou vertaling. In 2 Timoteus 4 vers 3 staan die volgende. Hoor mooi, in 2 Timoteus, hier kom die waarskuwing. In 2 Timoteus, my Bybel bladsy 1, 2, 6, 8 sê, want daar kom 'n tyd wanneer mense nie meer na gesonde onderrig, met ander woorde of leer, sal luister nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en leermeesters soek wat net verkondig wat hulle graag wil hoor. Ons doen dit ook almal, ons luister net vir sekere mense, ons lees net sekere boeke. Want daai ou het hom nou geskryf, en dit is heeltemal goed as jou leermeester wat jy het, ek wil amper sê die evangelie, die ware evangelie verkondig. En hoe gaan jy dit weet? Die Heilige Gees sal jou ook lei, nee. En jy sal ook dit wat, as jy die skrifte ondersoek, sal die Heilige Gees jou ook wys. So moet dan nie teen dit skop. Ek sal vir jou sê, ek is afgelope paar jaar in my lewe ontnigter oor baie goeders en mense wat ek gevolg het, wat ek later agtergekom het. Hoorie, dit is nie die ware evangelie wat hierdie ou verkondig het. En ongelukkig was dit ook so baie gevalle, het hulle reg begin en toe skeef gedraai aan die einde van die dag. En dis ook 'n waarskuwing vir my om seker te maak ek bly by die ware evangelie. Hoor wat sê hierso? Hy sê hulle sal vers 4, hulle sal die waarheid verwerp en vreemde mites navolg. Jongens, ouens kom met goed wat hulle hier uit bronne uitruk waarvan die Bybel nie eens praat nie. Weet dan baie keer ek wou op sê ek stop ek sien ou in sy spoor as en nou kom met hierdie snaakse goed en sê ek ook goed, het Jesus iets hiervan gesê? Okay, Jesus het niks daarvan gesê. Het Paulus iets daarvan gesê? Nee, hy het niks daarvan gesê. Het Petrus iets daarvan gesê? Jakobus een van ons het nie hulle niks daarvan gesê. Ek sê dan hoef jy dit nie, dan hoef dit nie deel te wees van jou raamwerk.
dan is dit maar net mites. Wees versigtig vir die mites. Dan sê hy verder, hy sê, maar jy moet in elke situasie jou teenwoordigheid van Gees behou. Dis die grootste gebed wat ek bid vir myself, elke dag van my lewe, elke Sondag as ek preek. Moenie bang wees om vir die Here te lei nie, vervul jou taak as evangelis, voltooi die bediening wat God vir jou gegee het. As almal maar net besig is met die bediening en dit waarvoor die Here hulle geroep het, sal dit soveel makliker wees. Maar omdat mense 'n leerbare gees het, dis dit baie keer 'n moeilike storie en dan begin jy goed vergelyk en dan jy moeilikheid. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sal ek nie vir jou lees nie. Hy sê eenvoudig daar, moenie op jou eie insig te staat maak nie. Want wat sal jou eie insig vir jou eintlik sê? Ek is God. Klein lettertjies in aanhalingstekens. 2 Korintiërs 3 vers 5 gaan ek ook nie vir jou lees nie, dit sal alles op die notas wees. Hy sê daar so baie tyd dat bekwaamheid kom van die Here af. En dan sê hy sê dit mooi in die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê en moenie dink dat dit jou breinkind is. Oor jy so oulik dat jy dit uitgedink. Leer eenvoudig by die Here. Die volgende slide sê 'n lifelong learner. Ek het besluit. Ek wil 'n lifelong learner wees. Ek het besluit, ek wil mooi op 'n punt kom waar ek sê, I know it all. Want my lewe, kom ons sê ek word 80, 90, dalk 100 jaar oud, is nog steeds te kort om te sê, I know it all. Ek wil 'n lifelong learner wees. Wat sê Paulus daar in Romeine 2:21? Hy sê, hoe is dit dan dat jy wat ander se leermeester speel, nie jou eie mense ernstig opneem? Jy wat preek dat 'n mens byvoorbeeld nie mag steel jy nie ook self nie? Dan word Paulus uiteindelik daar gesê, jy wat ander leer jy nie self ook nie in 'n ander vertaling? Terwyl ek leer, mense leer ek ook. Terwyl ek jou leer jy my, ek leer jou. Ons leer mekaar. En soos wat ek laasweek gesê, baie keer gebruik, lyk dit asof die Here half opposites gebruik om iets te leer. As hy byvoorbeeld in Spreuke 27 sê, yster sluit yster, vriende vorm mekaar. Maar wanneer alleen, dis al wanneer dit gaan werk, is as albei die vriende 'n leerbare gees het. As albei leerbare gees het, dan kan 'n mens ook in alle volwassenheid sê, weet jy wat, ek besef, ek het 'n fout gemaak. Dis my groot probleem, met baie van die gurus wat jy vandag kry, wat die pad byster raak, aan die einde van die dag kom die waarheid uit. En nou maar, dan is die video skielik weg, en die boeke word van die afgehaal, en jy hoor om nêrens weer praat, nêrens kom hy en sê, wow, stop het, ek het nie die waarheid gepraat nie, ek het 'n fout gemaak. In die 26 jaar wat ek in die bediening is, het ek dit hoeveel keer gesê, daar was al tye gewees wat ek self gesê, ek het 'n fout gemaak, ek is jammer. Maar nou hoor jy nooit hierdie ouens wat hierdie goed, of mense wat praat byvoorbeeld oor, jy onthou daai tyd toe daai groot billboards in Boksburg op was, van die dag en datum wat die Here terugkom. Toe gebeur dit, ouma, hulle was oral, hulle was op die televisie, hulle was op die radio, hulle het hierdie gesprekke gehad van op daai dag en datum gaan die Here kom. En die skrif leer ons duidelik, niemand weet. Nie een van daai ouens het aan die einde van die dag 'n billboard opgesit met sy foto op en gesê, ek het 'n fout gemaak, ekskuus. Hulle het net verdwyn. 'n Teken van volwassenheid sal ook wees, as jy die moed het, om dalk vir jou vrou te sê, jou mamma, of mami, of liefie, wat jy ook al noem, ek was verkeerd oor dit en dit, ek is jammer. Of dalk vir jou kinders te sê, weet julle wat, papa was dalk bietjie eng hieroor, ek is jammer. Dis nie heeltemal hoe dit is, wat ek gedink het, dis wat dalk geleer is. Jy sien 'n leerbare gees. Die gesindheid is sagmoedigheid en nederigheid. Om dit te kan doen en te sê, weet jy, ek
Ek weet vir mans is dit oor die algemeen baie moeilik om te sê sorry. Vrouens sê partykeer baie makliker, hulle is jammer. Maar vrouens kan ook baie keer mans manipuleer. Met al hulle goed kyk, daar's lyste goed wat mans en vrouens kan gebruik om mekaar uit te sorteer. En as jy met daai gesindheid loop, dan moet jy weet jy het nie teachable spirit. Om 'n leerbare gees te hê is nie maklik. Jy onthou daai tyd te doen. Ek dink ek het dit al hier genoem, maar ek sê dit weer. Baie jare terug, dink dit was nog Barclays Bank. Kon jy 'n bobkaart kry? Wil jy die bobkaart? En is 'n meer ding vir die kinders gewees, né? En toe jy die preke gehoor, jy moet 'n bob Christen wees. Betroubaar, opleibaar, wat was die ander ding? Betroubaar, opleibaar en beskikbaar. Daar's hy. Preek is gepreek. Moet betroubaar wees, opleibaar wees en moet beskikbaar wees. Wonderlik sal dit nie wees as almal in 'n gemeente, ek weet in 'n gemeente werk ons met vrywilligers. As almal sê, weet jy wat, ek is betroubaar, ek is opleibaar en ek is beskikbaar sonder 70-80 verskonings. Sien, 'n leerbare gees is die ding wat ek dink vir die res van hierdie jaar dalk miskien jou motto moet wees. Hierdie ding gaan jy nie leer tussen hierdie Sondag en volgende Sondag. Jy gaan dalk hierdie preek dalk miskien bietjie moet gaan kyk op YouTube. Jy gaan daai skrifgedeeltes dalk bietjie moet en dan gaan jy in 'n gedeelte net jou help daar. Dan gaan jy en weet jy wat? Ek sê dit nie net vir jou nie. Ek sê dit vir myself. Baie keer moet 'n pastoor ook vir homself vra. Hoe leerbaar is ek nog? Hoe leerbaar is ek nog? Of dink ek het op baie plek gekom? Waar ek dalk dink, ek weet alles en niemand kan my iets leer. Hierdie juk waarvan die Here praat ook hierso. Of ekskuus, daar's 'n gedeelte wat ek nog wil bysê by lifelong learning. In Hebreërs 5 vers 8 gaan nie vir lees, hier staan daar dat tot Jesus het geleer wat gehoorsaamheid is in wat hy gelei het. What? Tot Jesus het geleer wat gehoorsaamheid is in wat hy gelei het. Nou as my leermeester, hy is my leidsman. As hy op aarde wat ten volle God en volle mens was, ook moes leer, dan kan ek mos by hom ook leer. Dis mos sy voorbeeld. Hy sê leer van my, hy sê ek is sagmoedig en nederig. Die gesindheid agter 'n teachable spirit. Die juk waarvan hier gepraat word, wat Jesus sê, kry klaar maar hy juk. En sy juk wat hy vir ons wil gee, is nie die wet wat niemand kon hou nie, maar die eenvoudige gehoorsaamheid in die konteks van 'n liefdesverhouding met respek vir hom. As ek vir jou sê, jy moet gehoorsaam wees, jy moet doen wat die Here sê, kan jy dalk voel, maar wie is jy om dit vir my te sê? Want my gesindheid agter dit is nou nie heeltemal reg. Maar as ek wil leer, omdat ek respek het vir die Here, en omdat ek 'n liefdesverhouding met hom het. En dit kan ek vir jou vir myself sê, sonder om arrogant te wees. Ek het 'n liefdesverhouding met hom. Ek het nie net 'n verhouding. Liefdesverhouding beteken ek deel my alles met hom. Ek spandeer tyd met hom. Dis die verskil tussen 'n gewone verhouding en 'n liefdesverhouding. Gewone verhouding is iemand wat jy nou en dan sien, jy neem kennis van die persoon en so voort. Liefdesverhoudings, jy spandeer spesiaal tyd. As ek vir jou sê hoeveel tyd het ek spandeer aan hierdie preek volgende. Hierdie preek het ek nie net sommer onder die boom gesit en uitdink nie. En hoe moes ek skaaf aan? Want as elke woord wat hier gesê word, het ek geweeg. Jy sien daai as dit so, dan weet jy wat?
dan gebeur presies wat die ander gedeeltes sê. Dan is dit nie moeilik nie. Kom ek lees vir jou gou 1 Johannes. Ek saam met my lees 1 Johannes 5. Dis nou vir die wat sê, dis 'n challenge, maar dit is definitief nie te moeilik nie. Hoor wat sê 1 Johannes 5. Ek wil vir jou sommer lees daar vers 3 tot 4. 1 Johannes 5. Dis my Bybel bladsy 1310 staan die volgende. Hy sê, die liefde vir God bestaan daaruit dat ons sy opdragte gehoorsaam. Man, hoor wat sê hy so. Hy sê, en sy opdragte is nie moeilik nie, want elkeen wat God as Vader het, oorwin die wêreld. Die oorwinning wat die wêreld verower het, is ons geloof. Wie anders kan dit wees wat die wêreld verower as die een wat bely dat Jesus die Seun van God is? Jy sien net in daai belydenis en oorgee aan daai belydenis. En om dit met respek raak te sien, nee. Bring my op 'n plek waar ek agterkom, weet jy wat? Ek wil nie meer steel nie. Sê wat ek nie mag steel, jy mag nie steel. Ek wil nie meer steel nie. Jy mag nie egbreek. Ek wil nie egbreek pleeg. Julle gesindheid agter in ietsie wil spin. Matteus 12, ek gaan vir 'n klomp gedeeltes lees. Matteus 12, jy kan gou-gou daar so toe blaai. Matteus 12, baie keer kom ek net goed, maar ek wil dit vir jou lees. Hoor wat sê Matteus 12, en ek lees vir jou vers 20 en 21. Hy sê, hier's vir jou dalk, hier's dalk vir jou 'n antwoord volgende. Hy sê, hy sal nie die wat reeds geknak is, nie nog verder verbrysel nie. En die vonkie hoop wat nog oorgebly het, sal hy nie uitblus nie. Is dit nie wonderlik nie? Totdat hy my besluit laat seëvier. Ja, op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Hy gaan jou nog 'n kans gee. Hy wil hê jy moet nog bietjie leer. Hy wil hê jy moet nog bietjie groei. Matteus 23 vers 4, blaai net so 'n bietjie aan. Matteus 23 vers 4. Dit gaan ook vir soos random verse klink, maar ek het dit spesifiek, ek het in my voorbereiding het ek dit bymekaar gemaak. Hy sê, Matteus 23 vers 4 sê, hulle oorlaai die mense met absoluut onmoontlike godsdienstige verpligtinge, maar verloor nie 'n vinger om dit self uit te voer nie. Ek hoop nie jy is so nie. Ek hoop nie jy is so met jou kinders nie. Ek hoop nie jy is so met jou vrou of jou man nie. Smaklik om te sê, jy moet verander, jy moet, wat van my? Wat van jouself? Dis wat die Fariseërs gedoen het. Van 'n plek sê hy, hulle sif die buggie, dan sluk hulle die kameel. Hulle het nie teachable spirit, hulle het nie 'n leerbare gees gehad, dis hoekom hulle Jesus bly verwerp. Geen van die redes. Jakobus 2 vers 10. Ja, gaan weer met ek het dit klaar gelees vanoggend. Kom ons los hom. Dit praat van die woord wat die waarheid is ensovoorts. Handelinge 15 vers 10. Dis die een waarna ek ook verwys het net toe begin. Handelinge 15 vers 10 sê die volgende. My Bybel bladsy 1161. Handelinge 15 vers 10. Ek hoop ek lees stadig genoeg, want my vrou praat baie keer met my hieroor. Jy lees te vinnig. Jy weet wat jy wil sê, dan lees jy verkeerd. Ek lees stadig, is dit reg? Want ek is opgewonde. Waarom wil julle dan nou beter as God weet, deur op die nek van die nie-Joodse gelowiges 'n juk te lê, wat ons voorgeslagte nie in staat was om te dra en ons ook nie? Ken die geskiedenis dan? Hy sê dit nog mooi. Hoe dink jy is beter as God? Want hulle het eintlik gesê in hulle optrede, hulle is God, by net 'n aanhalingstekens. Nie ons glo dat ons net deur die genade, dis vers 11, van die Here Jesus verlos word, en dit geld ook vir daardie mense. Kom ek lees vir Johannes 14. Johannes 14. Wees onklaar.
Johannes 14, die werk van die Heilige Gees. Man prys die Here vir die Heilige Gees. Hoor wat sê die hoofdoel van die Heilige Gees. Vers 15 tot 17 sê: As julle my liefhet, sal julle my opdragte gehoorsaam. Johannes 15, 1130 in my Bybel. Vers 15 sê. En dis hier waar Jesus die Heilige Gees beloof. Hy sê: As julle my liefhet, vers 15, sal julle my opdragte gehoorsaam. En ek sal die Vader vra, hy sal vir julle 'n ander raad gee. Of met ander woorde 'n helper. Die Parakletos in Griek stuur om vir julle by om vir altyd by julle te wees. Dit is die Gees van die waarheid. Die wêreld is nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hy hom sien of ken nie. Julle ken hom egter omdat hy by julle gaan bly en in julle sal woon. Hoor wat sê vers 26. En wanneer die raadgewer, die Heilige Gees kom, wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte wat onderrig of leer en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Sien 'n leerbare Gees. Matteus 7 vers 13 tot 14. Matteus 7, dink ek gaan nog net omlees, daar's nog so 2. Of kom ons lees hulle maar gou. Matteus. Julle het in elk geval ons by die huis net sop op die stoof. Dit kan maar evaporate. Okay, nee, los. Matteus 7 sê die volgende. Vers 13 en 14. Hy sê: Gaan die koninkryk deur die nou poort binne, want wyd is die poort en breed is die pad wat na ondergang lei. En daar is massas mense wat daar ingaan. Hoe nou is die poort en hoe smal is die pad na die lewe. Min is die mense wat dit kry. Alhoewel ek net nou gesê, dis nie moeilik om Here se gebooie te gehoorsaam. Is daar min mense wat regtig leerbaar genoeg is om op hierdie smal pad te bly. Dis baie makliker om in die stroom te spring. Baie makliker om te ja en amen met alles en almal en te dink jy kan die ding doen. Een van die goed wat my die langste maak, is hierdie selfhelpboeke, wat vir jou net 7 kort stappies na dit en 3 gehou na dit. As jy sulke goed. Dit wat kits is, hou in elk geval. Kom ons vertrou die Here. Spreuke sê baie plekke, ek en my vrou is nou besig om Klasspreuke deurgelees, ons nou 'n bietjie daar predik. Maar baie plekke sê Spreuke, hy sê kom leer van my. Sy praat oor die wysheid. Kom leer van my. As Jesus die groot opdrag gee, dan sê hy: maak disippels van al die nasies, doop in die naam van die Vader, Seun en leer hulle om alles te doen. Sien jy leer van my. Jesaja 66 vers 2 is die laaste gedeelte wat ek vir jou lees. Jesaja 66, die laaste hoofstuk van Jesaja vers 2, sê die volgende. So hoofstuk van oordeel en hoop, maar hoor wat sê vers 2, en my hand, het alle dinge gemaak, en so het alles ontstaan. Ek, die Here, het gepraat, uitroepteken. Dan sê hy, dit is die een wat ek raak sien, die een wat nederig is, en berou het oor sy sonde, wat ontsag het vir my woord. Nederig is, een wat nederig is, berou het oor sy sonde en ontsag het vir God se woord. So ontsag het vir sy woord, beteken dit, jy leer en jy neem dit ag. Die laaste enetjie, dit wil ek sommer net in jou hart vasmaak, as jy uitstap en dink so 'n bietjie daaroor. Dankie nie van die laaste enetjie, sê. Ek sommer leer gevat en jy weet, ek maak ons maar altyd akronieme van alles. Ek sê die L van leer staan vir luister. Gee jouself bietjie tyd. Moenie vanoggend se woord vat en dalk net sê okay, goed, dit was nou weer 'n preek. Ek wil jy moet hom gaan vat en gaan bedink ons bietjie. Gaan gebruik tyd, as jy iets wil leer, as jy iets regtig wil leer. As jy opgelei word in enige rigting, teologie of wat ook al,
met tot Jesus se disippels, het vir 3 jaar by hom geleer. Paulus het 'n pad gestap van amper 10 jaar voordat hy eers regtig sy bediening begin het. So dit vat tyd om iets te leer, dit vat tyd om 'n krytjie te leer. Dit vat tyd om, as jy 'n ambag doen, om regtig met 'n saag en 'n vyl en 'n boor te kan werk. Maar jy eers moet hom kan werk, maar dit vat tyd. Gee jouself bietjie tyd. Luister mooi, gee jouself tyd. Die E staan vir erken jou afhanklikheid in die hele proses. Jy is eenvoudig en ek is eenvoudig net enige as jy onafhanklik wil wees. Baie keer sê mense, ek wil onafhanklik wees. Weet jy wat sê Spreuke van jou? Jou dwaas! Gewone Afrikaans domkop. Dis wat Spreuke leer, as jy Spreuke se konteks gaan kyk. As jy onafhanklik wil wees, ek wil nie onafhanklik wees nie. Ek wil in alles, nie net geestelik goed, in alles eenvoudig net afhanklik van Here wees, van alles in my lewe. En net hom vertrou. Skrif is op duidelik, ons moet die mense vertrou die Here. Die tweede eer sê, eer die Here altyd vir alles. En dit is 'n belangrike enetjie. Jy weet, veral as 'n mens nou begin iets regkry. Jy begin leer, jy begin iets leer en agterkom, ek begin so bietjie nou die pad stap en ek begin nou bietjie 'n paar dinge verstaan. Wat is die eerste ding wat 'n mens baie keer doen? En ek kan. Is dit nie? Ek weet hoe. Ek kan. Onthou om in die leerproses altyd vir die Here die eer te gee. Elke liewe dingetjie wat God vir jou in die woord oopmaak, eer hom daarvoor. Mense kan vir jou sê, goed so mooi, so jy kan sê, yes, dankie, ek waardeer, wat ook al. Maar maak seker, na elke diens, bid ek en ek sê, Here, al die eer van dit wat by die diens gebeur, gee ek vir U, ek wil niks hê. Rassie Erasmus was 'n magtige evangelis in sy tyd, baie lang terug, ek het hom nie geken, nog voor my tyd. Maar Rassie Erasmus was 'n evangelis en die Here het hom veral gebruik met genesing. En Rassie Erasmus het aan die einde van die pad duister geraak en teruggeval. Ek glo die storie lei ook dat hy later weer tot bekering gekom het. Maar ek weet, hy het vir ouens gebid terwyl hy self in die kroeg sit en dronk is, het hy vir ouens gebid en word gesond. Rassie Erasmus, en weet julle, heel aan die einde, toe hulle nou vir hom gevra het, wat kan hy nou sê, wat het hy geleer? Toe sê hy, net een ding, God se eer is God se eer. Dis waar hy die fout gemaak het. Hy het die eer later vir hom begin vat. En toe raak hy die pad heeltemal mis. Maak seker, jy gee die eer vir dit wat jy leer, altyd aan die Here. En die heel laaste een is, reageer. Weet jy wat? As die Here jou nou leer om mooi cupcakes te bak, gaan bak die goed. Okay, swak voor. Maar ten minste is daar paar ons het swak. As die Here jou leer om iets te doen, en hy begin vir jou seker goed oopmaak, reageer en wees gehoorsaam. Gaan doen ook. Moenie dit wat die Here vir jou gee, net vir jouself. Dis vanoggend die Here nader. Dan dink ek, kan ons hom vra, Here, en ek gaan dit heel eers vir myself vra. En ek gaan vir die Here sê, ek is jammer oor die tye wat ek nie leerbaar was. As dit kom by 'n leerbare gees, is daar geen plek vir die eie ek. As dit kom by 'n leerbare gees, is daar niks van jy's wonderlik en jy ken al. Daar's niks van dit. Dis net die Here. Dis net sy. Kom vra Here vergeef. Ek wil vir jou vra om dit saam met my te bid vir jouself. Here vergewe my. Dat ek nie altyd leerbaar en Here, ek is jammer oor dit wat ek gemis het. Help my. Dit gaan daai deel van die uitnodiging wees, kom daarop. Ons is vermoeid en belas want ons spook self. Maar by hom
is dit sag en lig. Gee hy vir ons 'n rus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, soos wat ek nou net gesê het, wil ek by myself begin en sê, ek is jammer dat ek nie altyd so leerbaar is soos wat ek moet wees. Ek is ook jammer, Here, vir alles wat ek gemis het, omdat ek gedink het ek kan. Ek bid vir my boeties en sissies saam met my vanoggend, Here, wat ook hierdie gebed bid, dat jy elke ene van hulle ook sal help. Here, miskien is daar iets wat u vir iemand wys ook vanoggend, waar u dalk vir hulle iets geleer het en hulle nie op gereageer het. Ek wil vra, Here, dat u met elkeen van ons, soos wat die Gees nou werk, ook sal praat. Kom ons bly so 'n bietjie in aanbidding net vir 'n paar oomblikke en ek vra vir jou. Praat met die Here spesifiek nou hieroor.